Hallo en baie welkom. Vandag kyk ons na iets waaroor baie van julle seker al gewonder het. Hoe tel jy 'n lang lys getalle in 'n metkundige ry vinnig en akkuraat bymekaar? Wel, daar is 'n ongelooflike elegante kortpad en ons gaan presies ontdek hoe dit werk. Goed, kom ons spring weg. Kyk 'n bietjie na julle ry. Jy kan natuurlik begin optel. 5 plus 15 is 20, plus 45 is 65, maar sien jy die probleem? Teen die tyd dat jy by die 10de term uitkom, is daai getalle massief. Om dit met die hand te doen is nie net stadig nie, die kans dat jy iewers 'n fout gaan maak is redelik groot. Daar moet 'n beter manier wees, né? En daar is, ons het 'n spesiale naam vir hierdie optelsom, 'n meetkundige reeks. Die notasie wat ons gebruik is 'n S met 'n klein in onderaan, SN. Al wat dit beteken is die som van die eerste in-terme. En dis ons doelwerk om 'n formule te kry wat vir ons daai SN kan gee sonder al die moeite. As ons dit nou in algemene wiskundetaal skryf, lyk die reeks so. A is altyd ons beginpunt, die heel eerste term, en R is ons gemeenskaplike verhouding. Dis die getal waarmee ons elke nuwe term vermenigvuldig om die volgende een te kry. Elke nuwe term is dus net die vorige een maal R. Hierdie herhalende patroon is die sleutel tot ons kortpad. Nou vir die regtig oulike deel. Ons gaan nie net die formule uit 'n hoed pluk nie. Nee, ons gaan dit saam aflei met 'n ongelooflike slim wiskundige trek. Dis een van daai oomblikke waar jy die pure elegansie en skoonheid van wiskunde sien werk. Goed, hou vas. Kom ons breek hierdie truk stap vir stap af. Stap 1, doeteenvoudig, ons skryf net die som SN neer. Stap 2, en hier's die kankel, ons skep 'n tweede vergelyking deur daai hele eerste lyn met R te vermenigvuldig. Sien jy hoe amper al die terme nou ooreenstem? Nou vir die groot oomblik, stap 3. Ons trek die eerste vergelyking van die tweede een af. En kyk nou mooi wat gebeur. Dis so stowerkuns. Die R-term kanselleer uit. Die R-kwadraatterm kanselleer uit. Elke enkele term in die middel verdwyn. Die enigste twee wat oorbly is die heel laaste term van die tweede vergelyking, Rn, en die heel eerste term van die eerste vergelyking, A. Dis briljant. By stap 4 ruim ons net op en kry SN R minus 1 is gelyk aan Rn minus A. En vir die laaste stap om SN alleen te kry, deel ons net deur R minus 1. En voilà, daar het jy hom, ons kragtige, supernuttige somformule. Dit sê vir ons kan die som van enige aantal terme kry, solank ons die eerste term A, die verhouding R en die aantal terme N ken. Maar, en hierdie is baie belangrik, daar's een reël. Die verhouding R kan nie 1 wees nie, want dan probeer ons deur 0 deel en dit is 'n groot nee in wiskunde. Ons kom terug na daai een. Nou dalk sien jy in 'n handboek of aanlyn die formule aan die regterkant. Moenie paniekerig raak nie. Dis presies, en ek bedoel presies, dieselfde ding. As jy die teller en die noemer van ons formule met -1 vermenigvuldig, kry jy daai ander weergawe. Wiskundig is hulle identies, so gebruik net die een wat vir jou die lekkerste werk. Goed, genoeg met die teorie, kom ons kyk hoe ongelooflik handig hierdie formule in die regte lewe is. Ons gaan ons nuwe stuk gereedskap nou gebruik om 'n paar somme blitsvinnig uit te werk. Kom ons begin met 'n reeks wat groter word. Soos jy kan sien, identifiseer ons eers ons veranderlikes. Die eerste term, A, is 5, die verhouding R is 3, en ons soek die som van die eerste 6 terme, so N is 6. Dan prop ons dit net reguit in die formule in. Nou vir die berekening. 3 tot die mag 6 is 729, minus 1 gee vir ons 728, dit alles gedeel deur 2. En die finale antwoord is 1820. Kyk hoe vinnig was dit, geen lang optelsomme nodig nie. Werk die formule ook as die terme kleiner word? Absoluut. Kyk hier, ons eerste term, A, is 80 en ons halveer elke keer, so ons verhouding R is 0,5. Ons soek die som van 5 terme. As ons dit in die formule plaas, kry ons 'n negatiewe getal in die teller en ook 'n negatiewe getal in die noemer. Maar 'n negatief gedeel deur 'n negatief is 'n positief, so ons kry 'n finale positiewe antwoord van 155. Die formule hanteer dit perfek. Goed, onthou jy daai vraag heel aan die begin? Die een oor die som van die eerste 10 terme van 5 plus 15 plus 45, dit het nogal so 'n bietjie onmoontlik gelyk om vinnig te doen. Wel, nou kan ons. Met ons formule waar A gelyk is aan 5, R gelyk is aan 3 en N gelyk is aan 10, is die antwoord 147.620.
Dink net daaraan. Dit sou ons 'n ewigheid gevat het om met die hand uit te werk. Met die formule, 'n paar sekondes. Dit is die krag van hierdie kort pad. Nou, ons het vroeër gesê ons formule het daai een beperking. R kan nie 1 wees nie. So, wat doen ons in daardie een spesifieke geval? Kom ons kyk gou hoe ons hierdie uitsondering hanteer. Die rede hoekom ons formule breek is eintlik heel eenvoudig. Die noemer van ons formule is R min 1. As R gelyk is aan 1, word daai onderste deel 1 minus 1, wat natuurlik 0 is. En deling deur 0 is ongedefinieerd in wiskunde. So, ons formule stort in duie. Ons moet dus net 'n oomblik logies daaroor dink. En as jy logies daaroor dink, is dit eintlik super maklik. As R gelyk is aan 1, beteken dit ons vermenigvuldig elke keer met 1. Die term verander dus nooit. Die reeks is net A plus A plus A, oor en oor. As ons 10 terme van 7 plus 7 plus 7 het, is die som natuurlik net 10 mal 7, wat 70 is. Die som is dus eenvoudig die aantal terme R vermenigvuldig met die term self, A. Kom ons som dit vinnig op in 'n neutedop. 'n Meetkundige reeks is 'n som. Ons het 'n fantastiese formule om dit uit te werk. Maar onthou, dit werk net as R nie 1 is nie. Vir daai spesiale geval waar R wel 1 is, gebruik ons die veel eenvoudige formule, n keer A. En dit, mense, is die hele storie. So ons het nou die gereedskap om die som van 10, 100 of selfs 'n miljoen terme te vind. Maar dit laat 'n mens met 'n interessante vraag. Wat as die reeks nooit ophou nie? Wat as die n in Sn oneindig groot word? Kan 'n som wat vir ewig aangaan steeds 'n finale, eindige antwoord hê? Dis 'n prikkelende vraag vir 'n ander keer.